J-Math. Welkom by die graad 12 hoofstuk vir Trieg. Maar voor ons kan begin met dit, gaan ons eers 'n bietjie hersiening moet doen oor graad 11 se werk, want in graad 12 leer jy so 2 nuwe dinge en dan sit hulle alles weer terug in graad 11 om alles net so moeilik te maak as wat hulle kan. So ons moet hier begin met hersiening. So hier is 2 video's wat ek gaan oplaai om jou deur al die basiese Trieg te vat. So as jy dit probeer en jy hak vas, daar sal 'n graad 11 playlist wees waar jy elke onderwerp in detail kan gaan kyk en bestudeer en leer en jou skills net weer op standaard kry. Maar vir nou, kom ons kyk na vraag 1. So hierdie is daai vraag waar hulle vir jou inligting gee en jy moet 'n skets teken, dan moet jy Pythagoras doen en dan kan jy die breek kry wat hulle vra. Kom ons kyk hoe lyk dit. As cos A gelyk is aan 2 wortel 6 op 5 en A is 'n element van 90 tot 360, bereken sonder 'n sakrekenaar met behulp van 'n skets die waarde van 5 tan A cos A. So daar is jou sleutelwoorde. Sonder 'n sakrekenaar met 'n skets. Dis hoe jy weet is hierdie tipe somme. So eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan kyk, die cos A wat hulle vir my gee is positief en cos is positief in kwadrant 1 en kwadrant 4. Nou sê hulle ook vir my, maar A lê tussen 90 en 360. So dis alles behalwe kwadrant 1. Die plek waar ek 2 regmerkies het, is waar ek my driehoek gaan teken. So ek teken hom altyd weg van die kruis af en weer terug na die x-as toe. Dan kan ek die A gaan insit daarso en nou is cos as. So die 2 wortel 6 is my aangrensend, 2 wortel 6 en dan die 5 is skuins. Nou gaan ek met Pythagoras om die teenoorstaande te kry. So ek kan net sê t kwadraat is gelyk aan 5 kwadraat minus 2 wortel 6 in 'n hakkie kwadraat. So ek het die skuinsy en dis hoekom ek minus in Pythagoras. Dit sê vir my die antwoord is dan 25 minus 24 en plus of minus 1 is dan my teenoorstaande sy. Nou baie belangrik, ek moet gaan kyk na die skets om te besluit is dit 'n plus of 'n minus. As ek kyk na die y-waardes, gaan ek af en dit is dan 'n negatiewe rigting en dis hoekom dit dan minus 1 sal wees vir my teenoorstaande sy. Ons nou het ek klaar geskets, my kwadrante is reg. Nou kan ek gaan kyk om in te vul in die vraag wat hulle vir my gee. So hulle sê vir my 5 maal tan en ek weet tan is teenoorstaande op aangrensend, so minus 1 op 2 wortel 6 maal cos A wat ons in die som gekry het as 2 wortel 6 op 5. Nou laerskoolbreuke as iets bo en onder voorkom mag ek dit uitkanselleer en hierdie antwoord is net minus 1. As jy so 'n vraag sal so 3 punte tel, 'n punt vir jou skets, 'n punt vir jou Pythagoras en dan 'n punt vir jou antwoord. As alles reg is, kry jy jou 3 punte. Vraag 2, as tan theta 12 op 5 is en sin is negatief, bereken sonder 'n sakrekenaar. Weer eens daai sonder 'n sakrekenaar, sê vir my ek gaan 'n sketsie teken en gaan Pythagoras. Nou hierso tan is tanta, so ek weet daai is dan teenoorstaande op aangrensend. Maar voor ek dit kan doen, moet ek eers kyk waar is tan positief? Tan is positief in die derde en die eerste, maar hulle sê ook vir my sin is negatief en dit is in die derde en die vierde. So dis hoe ek weet, die plek waar ek 2 regmerkies gemaak het, is waar my driehoek gaan. So ek kan hom daarso trek terug na die x-as toe. So daarso is dit 'n 90, daarso is dit 'n theta en nou omdat dit teenoorstaande op aangrensend is die 12 my teenoorstaande en die 5 is my aangrensend. Nou, ek hoop daar gaan nou groot rooi ligte aan en iets lyk fout met my skets. Hulle gaan aspres hierdie vraag vir jou daar insit, want dit is om mense uit te vang. As ek links of af gaan, dan is dit in negatiewe rigting, so beide my aangrensend en my teenoorstaande moet minus hê. So tegnies in die som was dit minus 12 op minus 5, dit minus het uitgekanselleer en dis kom jy dit nie sien nie. Maar asseblief moenie dat hulle jou uitvang hierso nie. Nou kan ek net gaan Pythagoras en ek kan net sê, okay, so my skuinsy kwadraat is gelyk aan minus 12 kwadraat plus minus 5 kwadraat en dit sê dan vir my dit is die vierkantswortel van 144 plus 25. Dit is net 169, so dis 13. Jy sal sien ek sit nie 'n plus minus nie, want die skuinsy kan nooit 'n minus wees nie. Nou kan ons gaan kyk na die vraag. So vraag A, wat is cos theta? Cos is aangrensend op skuins, so ek kan net sê ek cos theta is aangrensend op skuins, dis my antwoord. Nou 'n vraagie soos daai sal actually 3 punte tel, want jy kry 'n punt vir jou Pythagoras in jou driehoek en dan net vir jou antwoord. So al is dit die kleinste vraag hierso, tel hy die meeste. Kom ons kyk vraag B. So 1 min sin kwadraat. As jy jou graad 11 formules ken, dan gaan jy sommer dadelik sien, okay, maar dit is cos kwadraat. Maar kom ons neem aan jy het dit vergeet. So dan kan jy nog steeds gaan sê maar 1 min sin kwadraat theta is dieselfde as 1 min teenoorstaande op skuins, so teenoorstaande op skuins kwadraat en dan die antwoord van dit gaan dan net wees 1 minus 144 op 169 en dit gaan dan net vir jou gee 25 op 169. Okay. Vraag C, so ek het weer eens hierso 'n keuse, of ek kan dadelik tan gaan verander na sin op cos, of ek kan net die driehoek gebruik. Ek gaan vir hierdie voorbeeld net die driehoek gebruik, omdat dit is wat ons op skerm het. So sin theta kan ek sien is teenoorstaande op skuins, so ek kan net sê minus 12 op 13, gedeel deur, en dan tan is teenoorstaande op aangrensend, so minus 12 op minus 5. As ek dit dan gaan flip en maal, gaan die 12's actually kan uitkanselleer.
So op minus 5 en die antwoord is dan net minus 5 op 13. Dan sê jy, so daai was daai driehoek tipe somme. Kom ons kyk wat volgende. So nou kom ons by die herleidingssomme en hierso moet jy jou kaasdiagram en daai wielietjie baie mooi gaan leer en dan is hierdie eintlik baie maklike punte. So, cos 180 minus theta. Nou wat ek gewoonlik doen as ek iemand begin om trigraad 11 te leer, is ek gaan skryf die kwadrante net vir hulle neer. So, as ek dink aan my kaasdiagram, dan weet ek daar waar elkeen se lettertjie staan is waar hulle positief is. So, in hierdie geval, cos 180 min theta is kwadrant 2. Dis nie sy kwadrant nie, so dan weet ek hy gaan negatief wees daarso. Maar kom ons gaan eers gou al die kwadrante in. So, cos 90 min is kwadrant 1, 90 plus is kwadrant 2 en minus 180 minus theta. By hom, dis nou nie een van my kwadrante net soos hy daar staan nie, maar onthou, jy kan altyd 360 by plus. Maar kom ons gaan skryf hom net nou, dan gaan jy sien wat daar aangaan. So, cos in die tweede kwadrant is negatief cos theta, cos 90 minus theta, so dink dadelik, kofunksies, as ek 'n 90 sien, met cos in sin verander en sin met 'n cos in verander. So daai word net sin theta. Die onderste ene is kwadrant 2, sin is gelukkig positief daar, maar ek sien 'n 90, so dis 'n kofunksie, en dan gaan hom dan verander na cos theta. Nou by die laaste ene, so ek kan daai gaan oorskryf as 180 minus theta, as ek die 360 bygeplus het. En dit sê dan vir my, dit is die tweede kwadrant, so sin is positief daarso. Nou kan alles uitkanselleer, en al wat oorbly is minus 1. Vraag B, ek gaan eers weer kyk na die kwadrante, so daai is kwadrant 3, daai is kwadrant 4, daai is kwadrant 4, en dan hierdie ene, onthou ek kan enige tyd 360 af minus, en ek kan dit sommer 2 keer doen, en dan is daar niks nie, dis net tan theta, so hy is eerste kwadrant. Nou hoekom ek dit doen is, want dit maak my tweede stap baie vinniger, dan hoef ek minder te dink, want ek weet cos in die derde kwadrant is minus cos theta, tan in die vierde is minus tan theta, sin in die vierde is minus sin theta, en dan tan in die eerste, almal is positief, so dis net tan theta. Nou kan ek sien, ja, die tanne gaan uitkanselleer, maar sin op cos gaan nie, maar ek kan sal kyk na die minusse, so dit gaan dan net minus cos theta op sin theta wees. Nou jou identiteit van graad 11 sê sin op cos gee altyd vir jou tan, jy kan hom ook gaan leer as cos op sin gee altyd vir jou 1 op tan theta. So daar was 'n 2 herleidingssommetjies, kom ons doen net nog 2 om seker te maak jy het dit. So vraag C, as ek weer begin met die kwadrante, kan ek sien hierdie is kwadrant 1, daai is kwadrant 2, daai is kwadrant 4, maar dit is 'n kwadraat, so in 'n kwadraat is alles positief. Maar kom ons skryf net vir jou juffrou dat jy geweet het is negatief, sodat sy jou punte kan gee. So, cos 90 minus, as ek 'n 90 sien, weet ek dit word sin. So sin theta op sin in die tweede kwadrant bly net sin theta. Nou minus, en dan soos ons gesê het, ons weet hierdie is actually min sin theta, omdat dit in die vierde kwadrant is, maar daar's 'n kwadraat. So die binneste minus word 'n plus, maar die ene wat voor die hakie staan, bly 'n minus. So moenie jou volgorde van bewerkings daar opmors nie, dan gaan jy punte verloor. So hierdie ene word dan 1 minus sin kwadraat theta, en dit word net cos kwadraat theta, volgens die graad 11 identiteite. Vraag D, so hierso gaan ek sien, daar's weer 'n kwadraat, maar ek weet daai is kwadrant 3, en ek weet hierdie is kwadrant 2. Dit gaan nie saak maak nie, omdat daai kwadrate alles positief gaan maak. Maar soos ek sê, party memos wil sien dat jy weet daar was 'n minus, voordat jy dit positief maak. So kom ons doen dit maar net volledig. So hierdie ene weet ek is minus cos theta, omdat cos in die derde kwadrant negatief is. Nou daai weet ek is 180 plus 45. So hy is in die derde kwadrant, tan is altyd positief in die derde kwadrant. Daar was 'n minus, so daai tan bly 'n positief, maar 'n minus maal 'n plus bly 'n minus. So dit is dan net minus tan 45. Die onderste ene, daar's ons 'n 90, so cos moet sin word, en dit is actually die enigste ene wat 'n negatief sin x gaan word, maar weer eens hy is gekwadreer. So dit word dan weer positief. So as ons dan net weer 'n bietjie vereenvoudig, daai ene word net cos kwadraat theta, tan 45 is net 'n 1, en dan die onderkant gaan dan net sin kwadraat theta word, maar volgens my graad 11 identiteit, en soos ons hier langs aan gesien het, sin kwadraat kan dan geskryf word as 1 minus cos kwadraat theta. Nou een van hulle gaan ek 'n tekenverandering doen, ek gaan sommer die boonste ene doen, so minus 1 minus cos kwadraat theta, en aan die onderkant is klaar in die regte formaat, en dan gaan dit uitkanselleer, en hierdie antwoord is dan ook net minus 1. Vraag 4, so tan 22 is gelyk aan P, skryf die volgende in terme van P. Nou met hierdie tipe somme gaan jy ook altyd 'n driehoek moet teken, en al my waardes gaan ek op 'n manier moet terugtrek na 22. So kom ons kyk gou hoe ons dit gaan regkry. As ek 'n driehoek teken, dan moet ek nou kyk hoeveel grade is. En nou hulle sê vir my dit is 22 grade, en onthou op 'n triekaasdiagram is 0 aan die regterkant en 90 is bo. So tan 22 gaan daarso iewers wees. Ek kan die 22 daar gaan skryf, en omdat hulle vir my sê tan 22 is gelyk aan P, gaan ek sê, maar dit is P op 1. Dan weet ek, dis teenoorstaande op aan grens, en so P kom daar, 1 kom daar. So as ek nou Pythagoras gaan doen, om die skuinsy te kry, so skuinsy kwadraat, is gelyk aan 1 kwadraat plus P kwadraat, so dit wil sê skuinsy is gelyk aan die vierkantswortel van 1 plus P kwadraat. Nou moet asseblief nou nie hier uitgevang word nie, die P moet sy kwadraat hou,
maar die 1 se kwadraat het nie weggeval oor die wortel nie. Dis net 1 maal 1 is 1. So moenie dink die wortel het hom gekanselleer nie. As daar twee terme in 'n wortel is, mag hy nie kwadrate kanselleer nie. So ek kan daarso skryf 1 plus p kwadraat. Nou kan ek gaan kyk na die vraag wat hulle vir my vra en alles probeer terugtrek na 22 grade toe. So vraag A, as hulle vir my sê tan 202, ek kan sien daai is in die derde kwadrant, so dit is 180 plus iets. So ek gaan hom oorskryf as tan 180 plus 22 grade en dit word dan net positief tan 22 en ek weet dit is dan net p. Vraag B, as ek nou gaan kyk na daai ene, dit lê in die vierde kwadrant en die vierde kwadrant is altyd 360 minus iets. So ek gaan hom gaan oorskryf as tan 360 minus 22. Vierde kwadrant se tan is negatief daarso en dan is die antwoord minus p. Vraag C, so dit is ook die vierde kwadrant want dit is 'n negatiewe hoek. So ek kan hom dan net gaan skryf as minus tan 22 en die antwoord is dan net minus p. Okay, vraag D. So 518, dit is baie groot. So ek kan dadelik 360 daar gaan aftrek. So dit is dan tan 158. Dis die tweede kwadrant, so ek kan hom oorskryf as tan 180 minus 22 wat dan vir my gee minus tan 22. Dit is minus p. Okay, so al vier van daai het ons nie die driehoek nodig gehad nie, maar nou gaan hulle altyd in so 'n som 1 of 2 sit wat jy glad nie kan doen as jy nie die driehoek in die Pythagoras gedoen het nie. Kom ons kyk gou hoe lyk hulle. Vraag E, het ons nou weer 'n 158 en ek weet 158 is tweede kwadrant, so ek kan sê dis cos 180 minus 22. Dit gee dan net vir my minus cos 22 en volgens die driehoek is cos aangrensend op skuins, so dis minus 1 op daai hele wortel 1 plus p kwadraat. Okay, vraag F. Ek hoef niks eers te verander nie, hulle het hom klaar vir my reg geskryf. Ek moet net gaan kyk na my driehoek. So ek gaan net sê sin 22 is gelyk aan teenoorstaande op skuins. So p op wortel 1 plus p kwadraat. Ons sê julle, dis die eerste helfte van die trieghersiening vir graad 11. Dan doen asseblief ook deel 2 van hierdie video en kyk dat jy alles mooi kan herinner. As jy nie kan nie, gaan terug na video's toe en gaan skerp net 'n bietjie op. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.